Ek weet nie van jou nie, maar ek ken geen mens wat daarvan hou om ongelukkig te wees nie. Ek ken nie, moet ek liewer sê, ek ken nie een normale mens wat daarvan hou dat niks in die lewe hulle opgewonde of 'n bietjie bly kan maak nie. Ja wel, sekere mense met sekere sielkundige probleme, hulle teer wel soms op ongeluk en op swartgalligheid. Dit maak hulle gelukkig. Dis soos 'n gemaksone waarin hulle graag wil lewe. Maar dan moet ek sê, ek dink sulke mense het dan ernstige berading en selfs ook ernstige gebed nodig. Maar die meeste mense wat ek dan goed ken, smag daarna om daagliks gelukkig te kan wees. Hulle geniet dit om gelukkig te wees en hulle geniet dit om ook ander mense gelukkig te maak. Rondom hulle soek hulle altyd vreugde, hulle soek opwinding, hulle soek vrede. Ek ken natuurlik ook 'n paar mense wat wel smag daarna om gelukkig te wees, maar hierdie ervaring van gelukkig wees bly ontwyk hulle. Hulle bly ongelukkig, hulle bly onvervuld, maar dan steek hulle nie vas in daai situasie nie. Dis nie vir hulle dan 'n gemaksone waar binne hulle wil bly nie. Opnames het ook gewys dat een van die mens se diepste behoeftes is om gelukkig te kan wees. In die psalms lees ons ook dikwels dat Dawid skrywe, hoe dat hy soos enige ander mens ook neerslagtig geraak het. Maar dan skryf hy, het die Here hom altyd weer daar uitgetrek, uitgelig, vir hom weer op 'n posisie geplaas in sy lewe waar hy geluk en vrede kon ervaar. Dawid skrywe byvoorbeeld in Psalm 16 vers 11, by U, Here, by U is daar altyd oorvloedige blydskap. Uit U hand, skryf Dawid, kom net wat mooi is vir my. Uit God se hand, skryf Dawid, kom net wat mooi is. Daar lê vir ons 'n groot geheim in. Dit is duidelik. Geen neerslagtigheid sal ooit uit God se hand vir my en vir jou gegee word nie. Nooit, ooit nie. Geen negatiewe gevoelens sal uit God se hand, uit God se hart, uit God se gedagtes vir my en vir jou gegee word nie. Daai gedagtes kom nie van hom nie, uit God se hand kom net wat mooi is, skryf Dawid, en dis tog sekerlik wat jy ook al in hierdie lewe self ervaar het. By God is daar nie net nou en dan 'n bietjie vreugde of vrede nie, nie net nou en dan sulke opwellings van gelukkig wees, en dan moet die ou lewe maar weer met al sy smarte en sy verdriet voortgaan vir ons nie. By God is daar altyd oorvloedige vreugde. So, hoekom gebeur dit dan, dat 'n gewone mens soos ek of jy, soms vir dae lank, weke lank, maande lank, selfs nog langer, in swartgalligheid kan lewe en dit kan ervaar in ons lewe. Altyd hierdie gevoel van bedruktheid op ons het. Hierdie ervaring dat iets vreesliks groot, negatief groot, met ons gaan gebeur. Dis asof ons net wag daarvoor. 'n Mens moet natuurlik nie veralgemeen nie, want ons almal se situasies verskil van mekaar, ons persoonlikhede verskil van mekaar. Maar hoe het iemand eendag gesê, as jy nog nie 'n myl in my skoene geloop het nie, moet dan nie vir my kom vertel hoe om my skoenveters vas te maak nie. Groot waarheid. Moenie vir my kom voorskrywe as jy nie my lewe gelewe het nie. Maar ek moet tog sê, een groot rede hoekom neerslagtigheid dikwels ons vreugde van ons kan kom steel, is omdat ek en jy dikwels te veel toelaat
dat die sorge en die seer kry en die swaar kry en die teleurstelling van hierdie lewe, dat dit te veel in ons bloed en in ons gedagtes kom intrek het, kom nes maak het, kom bly het hier in ons. Ons vertroetel dit te lank. Ons het te lank gevat voor ons besef, ons het hulp nodig, ons het veral God se hulp nodig. Ons het te lank op ons eie aangegaan, partykeer soms net aangeploeter ook, en nie genoeg aandag aan ons persoonlike verhouding met God kom gee nie. 'n Afgeskeepte verhouding met God is verseker die een groot oorsaak van baie elendigheid in my en jou lewe. Dis veral ook 'n groot oorsaak dat die vyande dan reg kry om ons vreugdes stukkies vir stukkie van ons te kom wegvreet, te kom wegknibbel, te kom wegsteel. Terwyl Dawid skrywe aan die ander kant, by God is daar oorvloedige blydskap. By God, nie in myself nie, nie in die lewe nie, nie in my kop nie, nie in my denke nie, by God, daar lê die groot geheim. En daardie blydskap ervaar Dawid dan, ten spyte van die slae wat hy al in die lewe gekry het, en hy het baie slae gekry, wat hy self veroorsaak het ook, maar sy seun Absalom byvoorbeeld probeer sy koningskap van hom wegsteel, en dan weet ons hoe dat Absalom in sy hare aan 'n boomtak eindig, waar hy met 'n spies doodgesteek word, en Dawid vir dae lank loop en treur en huil en sê, my seun Absalom, Absalom, my seun Absalom. Ook Dawid se klein seentjie wat hy by Batseba gehad het, is jonk dood. Dawid het baie slae in sy lewe ervaar, het baie slae in sy lewe veroorsaak ook. En tog skrywe hy in sy gedigte, baie gedigte, maar veral in hierdie een in Psalm 16, by God is oorvloedige vreugde. Soms soek ek en jy mos ons vreugde in omstandighede rondom ons. Ons soek vreugde in ons werk, in ons prestasies, in ons vriendekring, in ons skatte. Ja, en daar lê dikwels vreugde daarin, ons mag dit geniet, maar daardie vreugde word baie gou van ons weggesteel. Dawid skryf duidelik, by God is daar oorvloedige vreugde, nie in ons lewe nie. Oorvloedige vreugde by God, oorvloedige liefde by God, oorvloedige vergifnis, oorvloedige genade, net by God. Kom dan vandag opnuut met jou hele lewe nader, terug na God toe. Kom tot by God, kom in sy kring in, sy nabyheid. En dan laat jy God toe om ook in elke aspek van jou lewe in te suur, in te kom, in te dring, in te kom, nes maak, eerder as die ou negatiewe gevoelens wat jy so in jou toelaat. Dan begin ervaar jy weer sy oorvloedige blydskap, sy oorvloedige boodskap wat in jou hart begin groei. Nie iets wat jy self daar kan bewerk en self kan opwek nie. Nie eens met positiewe gedagtes kan jy dit doen nie. Sy oorvloedige blydskap, vreugde in jou. Dankie Here my God, dat oorvloedige, oneindige blydskap en vreugde deel is van wie U is. En dat U dit in my kom plant, dis nie iets wat ek self kan of hoef op te wek nie. Kom plant dit dan nou asseblief in elkeen van ons, wat nou hierna luister se harte. Kom bring daardie ware opregte vreugde en blydskap vir elkeen van ons wat dit nou nodig het. U ken elkeen wat hierna luister, Here, wat hierna kyk. U weet waar kom ons vreugde en blydskap in ons lewe nodig. En U kan dit vir ons kom gee. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.